Tyd vir jou weeklikse regsadvies met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. Onthou as jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905, gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk in die toekoms. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet "We take the burden out of your legal work" nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek aburden.co.za sommer nou. En soos elke maandag getrou, daag hy hier by die ateljee op en hy is al deel van ons hier span hierso op 'n maandagmiddag. Andrew, welkom. Hallo Kevin, Riva. Hallo, Lekker om hier te Andrew. wees weer vanmiddag. Lekker om jou te sien. En net voordat ons Dankie. praat, asseblief, ek sê nou vir ons mense, spit jou ore, want hier is 'n baie belangrike onderwerp waar ons vandag praat. Is dit nie, nogal, Andrew? Ja, ek is so 2 na 3 weke gelede was daar op Kaart Blanche so 'n program oor mense wat by padblokkades gestop word. Dan neem 'n passasier 'n video op die selfoon en so aan, en dan word daai passasier gearresteer. Ja, dis nou vir die polisie, né? Die polisie wat, stop hulle en dan word die persoon gearresteer. Nou, ek en nou spesifiek wil ek nou gesels oor die onregmatige arrestasies deur polisie, die onregmatige aanhouding en ook natuurlik nou siviele eise wat daaruit voortspruit. Nou in die eerste plek, die mense wat gearresteer is onskuldige mense. Daar's geen grond om hulle te arresteer nie. En ek het al gehoor van gevalle waar 'n persoon net aandring daarop as 'n bord en 'n spoedlokval gestop, dan word dit vra net hy wil die kalibrasie sertifikaat sien van die toestel waarmee gevang is. Dan sê hulle nee, you are interfering with police with the arrest and therefore we arrest you. En dan sluit hulle hom toe. Nou tydens Kaart Blanche en selfs die provinsiale kommissaris van die polisie wat daar op TV was, het hy gesê dat die arrestasies daar was onregmatig gewees volgens die video's wat gewys is. Nou ek het bietjie op die internet gaan kyk en dit bly ek sien dat die siviele eise wat teen die polisie ingestel is tydens 2011 en 2012 is 7 biljoen rand. Goeie genade. Nou dit is 7000 miljoen rand. Ja. Nou jy kan self uitwerk hoeveel kantlas is dit. Ja nee, kyk. Die totale die waarde van siviele eise wat uitstaande was teen Maart 2012 was 14 biljoen rand. Ja. Teen die einde van die 2013-2014 finansiële jaar was die siviele eise teen die polisie 20.5 biljoen rand. Wys jy hoe dit gestyg met die tyd? En dit is alle siviele eise wat voorspruit uit iets wat die polisie gedoen het. Nou party van hulle is motorongelukke waar die polisie mense vasgery het of betrokke was, maar 'n groot deel daarvan is ook siviele eise weens polisiebrutaliteit, skiet van mense, skietery wat uitgebreek het, arrestasies, aanhoudings ensovoorts. Andrew, ek wil net gou net daar inkom, net voordat jy aangaan. Definieer net wat is onregmatige arrestasie. Wanneer is dit onregmatig? Die oomblik wanneer die polisie nie gronde het om jou regmatige gronde het om jou regmatig te arresteer nie. Nou daarby gaan ons later aankom, want hierdie gaan lank vat. 'n tydjie vat. Ek sal daai vereistes vir die arrestasie sal ek later behandel. Dit is net hier aangaan, want wat ek ook wil sê is daai eise teen die polisie. Dis ongelukkig so dat daai bedrag wat die hof uiteindelik toestaan word betaal met die belastingbetalers se geld. So dit raak eintlik ons wat hier sit. Ons betaal eintlik vir ons eie eis wat ons teen die polisie instel. Nou so weet ons ook dat die toestande van aanhouding in die polisieselle is ook glad nie aangenaam nie. Daar's al berigte gewees eise vir mense wat verkrag is, mans en vrouens wat in die polisie selle verkrag is. Mense wat HIV opgedoen het as gevolg daarvan, HIV positief getoets is en dan moes medikasie neem daarvoor ensovoorts. Nou dit is alles goed wat saamwerk, want hoe erger die aanhouding is en hoe erger die arrestasie en die aanranding wat gewoonlik daarmee gepaard gaan is, ek weet hoe groter is die eis. Wat met die Malawier wat agter die polisievang waar aangesleep is, wat nou 'n geweldige groot saak word, maar ook dink ook net aan die eis wat die afhanklik is van hom kan instel indien die polisie inderdaad nalatig was of die arrestasie onregmatig was. Nou, 'n senior navorsing Johan Burger se mening is dat hierdie is as gevolg van 'n gebrek aan opleiding. Nou die vraag is, goed, dan is dit 'n gebrek aan opleiding, maar hoekom is daar onopgeleide polisiemanne wat in die land is?
En is dit regtig dit? Is dit, ek meen daar's common sense ook, is daar nie? Ek meen jy weet mos wat is as jy, ek kan mos jou nie net arresteer omdat ek nou voel, hoorie, ek Nee, maar gaan jou dis- nou arresteer. Dis 'n magsposisie, Ja. verstaan? Dit Ja. mag Ja. moontlik so wees. Ek wil nou nie gaan sê dat daar is korrupsie ook by betrokke nie, maar dit is ook 'n moontlikheid. Ja. En ons weet dan daar is baie korrupsie by mense wat gearresteer word of wat gedryf word om gearresteer te word en wat dan doeteenvoudig geld oorhandig aan die polisie. Ja. Sulke berigte hoor ons ook daagliks. Daagliks, ja. Nou dit alles, maar ek wil ook nie daarop ingaan nie want ek wil nie spekuleer oor Ja. wie vir Nee, wie absoluut. omgekoop nie. Dit is Absoluut. per se is dit onregmatig om in elk geval 'n polisieman om te koop. ja. Ja. Dis onwettig. Korrek. 'n Strafadvokaat wat ek mee gesels het, hy het al 30 jaar strafondervinding. Nou van destyds as aanklaer, later as landdros, later as advokaat wat hy strafwerk doen. Hy bring gereeld borgaansoeke by polisiestasies wat hy nou moet gaan en hy moet as iemand gearresteer is probeer om borg vir hom te kry. Yes. Hy sê dat hy is al by die polisiestasies gedreig dat hy self toegesluit gaan word indien hy sou voortgaan om aan te dring om die kliënt te sien. Dis tog 'n konstitusionele reg Ja. aan daai gevangene of daai toegesluite gearresteerde Ja. persoon het. Nou word hy gedreig dat hy self toegesluit gaan word. Of dat hy totaal geïgnoreer word wanneer hy by die polisiestasie aankom. En dat hulle weet eenvoudig, dan kom hy en sy prokureur daar aan, ons wil hierdie persoon sien om 'n borgaansoek te bring, dan word hy geïgnoreer, hy word glad nie gehelp nie. Hy vertel vir my dat een van sy kollegas het 'n hoër hofbevel voor 'n regter na uurs gekry om sy kliënt vry te laat op borg. En dan die klerk van daai regter, sy wat nou sy sekretaris is eintlik, self die polisieman bel dat die polisieman se houding is doeteenvoudig is, hoe weet ek hierdie is 'n werklike bevel en dat hy weier om die persoon vry te laat. Nee, Ja. kyk. Nou die slotsom daarvan is dan daar is 'n totale minagting van die individu se konstitusionele en ander regte Ja. wat die polisie doeteenvoudig ignoreer, blaatant ignoreer. En hulle sluit die mense toe en hou hulle daaraan en dan word hulle baie keer vir 48 uur aangehou. Wat ook 'n beginsel is wat misbruik word en Ja. dit sal ek ook later behandel. Ek sal graag wil hoor van lesers wat soortgelyke ervarings gehad het. As hulle moontlik kan SMS of e-pos, Ja. dat 'n mens dan ook daarna kyk en kyk na spesifieke gevalle, want dit mag wees dat jy as individu wat al toegesluit is, 'n redelike fris siviele eis teen die polisie het dat jy nog nie geweet het hoe om dit te hanteer en hoe om dit te benader. Wonderlike idee. So ek dink as iemand vir ons wil SMS of vir Andrew wil 'n e-pos stuur, ek dink dis miskien die maklikste. Burden. Nee, Andrew@aburden.co.za. Andrew, soos mens hom spel @aburden.co.za of hulle kan Dis maar korrek, ja. vir ons ook 'n SMS stuur 49905. Ek sal dan sorg dat daai SMS by jou uitkom. Dankie Riva. Dankie. Laaste vinnige ding is daar 'n noodnommer wat mense kan skakel 24 uur van die dag as jy in so 'n betalie beland of weet jy nie van so iets? Nee, ek weet nie. Okay. Maar ek sal uitvind. Ek sal uitvind of daar so 'n nommer is. So moenie hierdie gesprek volgende week misloop nie. Dis baie interessant. Andrew, baie dankie. Altyd lekker om jou te gesels. Dankie Dankie, Kevin. Andrew. Dankie Riva. Bye.